ons gaan vanmôre saam lees, my broer en suster, uit Filippense 4. Nou, ek gaan vanaf vers 4 lees, maar die prediking gaan grotendeels gefokus word op vers 8 en vers 9 van Filippense 4. Die tema van vanmôre se woordverkondiging is dit wat lê plek kry in jou gedagtes, word sigbaar in jou lewe. Dit wat lê plek kry in jou gedagtes, word sigbaar in jou lewe. Filippense 4 en lees dan vanaf vers 4 saam. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Here, wanneer ons nou voor U kom stil word, wil ons soos kinders, wanneer hulle by hulle vader se voete gaan sit, en wil luister na die lewenslesse en die raad wat hulle vader vir hulle gee, wil ons vanmôre voor U kom stil sit en stil word. En ons wil vra, Here, dat U vanmôre tot elkeen van ons sal kom spreek. Here, berei vir ons voor vir dit wat ons moet hoor. Maar Vader, terselfdertyd vra ons dat U sal help dat ons vanmôre nie ons gedagtes in allerlei ligting sal stuur en sal fokus dalk op bekommernisse en vrese wat ons het nie, maar dat ons regtig op hierdie paar oomblikke net sal fokus om U stem te kom hoor. En vanmôre na U woord te kom luister. Daarom vra ons Vader, maak dit nou stil. Maak ons ontvanklik. En spreek nou deur U woord en deur U Gees, Vader, tot elke kind. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ons lees dan vanmôre net tot sover. My broer en suster, ek wonder wie van u kan hierdie volgende advertensie onthou. Sit rustig agteroor en kyk wie van u kan hierdie advertensie onthou. Kan ons dalk net klank kry. The delicious fresh farmer brown chickens taste so good because they eat so good. Look at them tucking into the mealies and vitamins. Hey Morty, what you doing in the peanuts, girl? And there's plenty of sunshine and room for hen parties and exercise. And that's why fresh farmer brown chickens are so tender, plump and delicious. They taste so good because they eat so good. Ek weet nie wie van u kan hierdie advertensie onthou nie, maar my broer en suster, ek onthou hierdie advertensie van Farmer Brown Chickens uit my kinderdae uit. Veral daardie baie bekende refrein wat sê, they taste so good because they eat so good. In Afrikaans het hulle gesê, hulle proe so smaak, wat hulle proe so lekker, want hulle eet so lekker. Nou onthou ek so op 'n ligte noot, my pa het baie keer wanneer hy so na ons klomp te klerkies gewys het, want ons was maar almal so redelik vol van postuur, en dan het hy altyd gesê, hulle lyk so goed, want hulle eet so goed. Maar my broer en suster, wanneer ons kyk na hierdie woorde, they taste so good because they eat so good, dan besef 'n mens, ja, daar is eintlik baie groot waarde daarin. Vra maar vir enige iemand wat redelike goeie dieet volg, weet dat as 'n mens die regte goed eet, dan gaan dit eintlik met jou goed. Jou gesondheid sal dan goed gaan. Jy gaan nie al hierdie probleme hê ons het omdat ons sulke ongesonde kosse eet nie. Maar my broer en suster, vanmôre wil ek hierdie beginsel so 'n bietjie deurtrek ook na ons geestelike lewe toe. En ek wil vanmôre vir u kom sê, my broer en suster, dat ek dink dit is inderdaad baie waar ook, dat ons as volgelinge van die Here Jesus Christus, dat as ons regtig sê ons volg Jesus se voorbeeld hier op aarde, is dit nodig dat ons ook 'n gesonde dieet eintlik moet handhaaf. Nou as ek vanmôre praat van 'n gesonde dieet, dan bedoel ek geensins vanmôre 'n fisiese dieet, met ander woorde daardie kos wat ons moet eet nie. Nee.
As ek vanmôre wil praat van 'n gesonde dieet, dan wil ek juist daarna verwys, my broer en suster, na dit wat ons besig is om ons gedagtes mee vol te maak. Dit waarmee ons gedagtes vul. Want jy sien my broer en suster, dit waarmee ons gedagtes vul, word sigbaar in my en jou woorde. En dit word sigbaar in my en jou daaglikse lewe. En daarom is dit so belangrik dat ons as kinders van die Here, ons wat volgelinge van Jesus Christus is, dat ons sal seker maak, maar waarmee vul ek en jy in ons daaglikse lewens ons gedagtes? Want dit wat ons in ons gedagtes laat lê plek kry, my broer en suster en liewe kinders, word sigbaar in my en jou lewe. En dit is inteendeel ook nogal 'n redelike Bybelse beginsel. Paulus skryf maar min of meer dieselfde. Ons het dit vanmôre gelees uit Filippense 4 vers 8. Paulus sê verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes gerig wees. Met ander woorde, my en jou gedagtes, ons denke, moet gefokus wees op dit wat mooi en dit wat goed is. As ek vanmôre hierdie blommerangskikking kan gebruik, dan wil ek sê, my broer en suster, dit moet ons gedagtes moet, as te ware soos hierdie blomme wees. Dit moet helder wees, dit moet wonderlik wees, dit moet mooi wees. Want dan sal ook ons dade, ons lewe, sal dit ook weerspieël. So kan ek vanmôre vir hierdie vraag kom vra, my broer en suster, waarmee vul ek en jy ons gedagtes? Wat is daardie dinge wat lê plek kry in ons gedagtes en in ons denke? Nou vra jouself vanmôre die vraag, hoe lyk jou denke? Want my broer en suster, ek wil vanmôre 'n stelling maak en ek doen dit met baie groot respek. Ek dink ons leef in 'n tyd, my broer en suster en liewe kinders, waar ons besig is om ons gedagtes en ons denke met allerlei gemors te vul. En omdat ons gedagtes en ons denke besig is om met allerlei gemors te vul, lyk die samelewing soos wat die samelewing lyk. Lyk die mense se lewens in die wêreld daar buite soos wat die wêreld lyk. Want dit is waarmee ek en jy ons gedagtes en ons denke elke dag vul. Ja, ek dink ons besoedel ons denke met klomp negatiewe dinge. As ons maar net gaan kyk, my broer en suster, na die TV-programme wat ons kyk. TV-programme word gevul met geweld en misdaad. TV-programme word gevul met buiteegtelike verhoudings. TV-programme word gevul met mense wat die een die ander een verneek en die ander een bedrieg. Hoor nou die dag dat my eie kinders sê, hulle gaan nou nie meer een van hierdie seepies kyk nie, want die skelm kom weg met alles wat hy verkeerd doen. My broer en suster, dit is wat mee ons besig is om ons denke te vul. Geweld, liefdeloosheid, haat, naaktheid, pornografie, noem dit maar op. Dan is die vraag, my broer en suster, hoeveel ure spandeer ek en jy? Hoeveel ure spandeer ek en jy waar ons besig is om deur al hierdie negatiewe goed te kyk en al hierdie negatiewe goed besig is om ons denke te vul? En as ons oë uitvee, word hierdie negatiewe goed deel van ons daaglikse lewe. Kom ons erken vanmôre, oud en jong word hiermee gekonfronteer. Nie net ons jong mense ten opsigte van selfone en internet nie, maar ook ons as ouer mense, my broer en suster, ook ons denke word besoedel deur dit wat ons op die TV kyk en dit wat ons in tydskrifte lees en dit wat ons op die internet sien en die grappies en al die opmerkings wat ons op sosiale media daagliks na mekaar te stuur. En die hartseer is, my broer en suster, dit word deel van ons lewe. Die hartseer is, my broer en suster, dit word die norm. Kan ek vir u 'n paar voorbeelde noem? Watter dinge het vir ons vandag al redelik aanvaarbaar geword? Ons snak nie meer na ons asem as ons pornografie sien. Ons snak nie meer na ons asem as ons twee mans of twee vrouens op TV sien wat in 'n verhouding staan nie. Daardie goed is nie meer vir ons vreemd nie, dis aanvaarbaar. Ons kinders sien dit, dit word deel van die normale daaglikse lewe. Saambly het 'n normaliteit geword. Vroeger jare waar dit 'n uitsondering was om 'n paartjie te trou en die kerk as te ware sy stem moes dik gemaak het oor paartjie jong mense wat saambly en dan daarna eers trou. My broer en suster, is dit 'n uitsondering om vandag se lewe 'n paartjie te trou wat nie saambly nie.
Want jy sien my broer en suster, dit het vir my en vir jou ook die norm begin word. Want ons het dit op die TV gesien, ons sien dit in teaters, ons sien dit rondom ons. En ons begin sê, maar dit is die norm. Dit is die standaard. Almal doen dit, so kom ons doen dit ook. My broer en suster, as hierdie goed leefplek in ons gedagtes begin kry, word dit deel van ons lewe. En daarom as ons dink, my broer en suster, as jy in jou lewe heeltyd net dink oor geld en materialisme, my broer en suster, is dit logies, dan gaan jy gierig begin word. As jy heeltyd in jou denke hierdie negatiewe goed kry van hoe swaar dit gaan en hoe sleg dit gaan in ons land, my broer en suster, kan ek verstaan dat meer as 90% van ons bevolking is negatief vir die toekoms en sê daar is geen hoop nie, want ons is pessimisties. Hoeveel van ons jong mense worstel met 'n swak selfbeeld? Hoeveel van ons jong mense se selfbeeld, my broer en suster, word gevorm op grond van dit wat hulle in die TV sien, op grond van dit wat hulle in teater sien. Hulle rolmodelle is die akteurs en die aktrises, is die popsterre. Ek lees nou die dag 'n artikel van 'n persoon, 'n Franse skrywer, wat 'n boek geskryf het, sy van is Babin. En hy skryf die volgende, hy sê dat ons jong mense se rolmodelle word gefokus op 'n leuen. Want hulle kyk na die rolmodelle van die akteurs en die aktrises en hulle sê almal, maar ons wil so lyk, ons wil so wees. Maar die hartseer is dis 'n leuen. Jy sien my broer en suster, hierdie leuen vul ons gedagtes. Hierdie leuen vul ons denke en dit word vir ons die norm, dit word vir ons die maatstaf. Daarom is ons so ontevrede met onsself. Want ek is dan nie gelykstaande aan die norm nie. En ons vergeet dat die norm het nou eintlik die leuen, is nou die norm. My broer en suster, hoe het gebroke verhoudings vandag algemeen geword? Huwelike wat een na die ander uit mekaar uitspat. Dit word die norm. Dit word aanvaarbaar. My broer en suster, dit wat ons op TV sien, dit wat ons in teater sien, dit vul ons denke. Dit word deel van ons lewe. Nou kom Paulus in hierdie gedeelte en Paulus sê verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes gerig word. Paulus kom gee vir ons die kontras. Hy sê, moenie julle gedagtes laat vol word met die wêreldse dinge nie. Maar maak julle gedagtes vol met daardie dinge wat goeie waardes het. Wat goed is, wat rein is, wat edel is. Nou is die vraag vanmôre, my broer en suster, maar waar kry ons dit? Waar kry ons hierdie lys van dinge waarmee Paulus sê, ons gedagtes moet volmaak? Dan is die antwoord vanmôre baie eenvoudig. Ons kry dit in die woord van God. Ons lees, en ek lees vir jy uit Psalm 19, Psalm 19, vers 8 tot 12, die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg, elkeen van hulle is regverdig, hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. In Psalm 19 kom die psalmdigter, dan sê hy, maar dit is die waarde van die woord van die Here. En daarom is die uitdaging dat ek en jy ons denke sal vul eerder met die woord van die Here, as dit ons denke sal vul met al die gemors van die wêreld. Paulus skryf verder in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde, om die waarheid te onderrig, dwalinge te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. Volgens hierdie gedeeltes, my broer en suster, is dit duidelik, maak jou gedagtes vol met die woord van God. Want as jou gedagtes vol is met die woord van God, en die Christelike normes en waardes, soos dat dit in die woord kry, my broer en suster, sal dit lêplek kry in jou gedagtes, en dan sal dit sigbaar word, ook in jou lewe. Daarom wil ek vir hierdie prentjie wys, want dit was vir my nogal komies toe ek dit gekry het. As jy jou gedagtes wil volmaak, gemaak dit vol met die woord van die Here. Moenie jou gedagtes met die dinge van hierdie wêreld vul nie, maar met die woord van die Here.
Nou weet ek, my broer en suster, nou sit ons vanmôre hierso, en ek weet, ons as jong mense sit hierso, en dan sê ons, maar Benny, wat beteken dit? Beteken dit dat ek dalk nou in isolasie moet lewe? Beteken dit dat ek nou nie mag TV kyk nie? Beteken dit dat ek nie die internet moet gebruik nie? Beteken dit dat ek nie sosiale netwerke moet gebruik nie? Beteken dit dat al hierdie goed is vir my taboe, en dat ek van die môre tot die aand net heeltyd besig sal wees met die woord van die Here? En nou wil ek vanmôre kom sê, nee, my broer en suster, en liewe jong mens, dis nie wat ek vanmôre kom sê nie. Maar vanmôre wil ek kom pleit en kom sê, in die eerste plek, maak jou denke vol met die woord van die Here. Want my broer en suster, as jou denke gevul word met die woord van die Here, en met jou verhouding wat jy met die Here het, my broer en suster, dan sal die woord van die Here en jou geloof wat jy in die Here het, soos 'n bril word in jou lewe. 'n Bril word waarmee jy TV kyk. 'n Bril word waarmee jy 'n films kyk, waarmee jy na die samelewing kyk, waarmee jy op die internet kyk. En daardie bril sal soos 'n filter wees, sodat daar dinge in die lewe is wat jy weet, maar ek moet die kanaal verander. Dinge is wat jy sê, maar ek gaan nie verder kyk nie, want my filter wat ek het, my verhouding wat ek met die Here het, sê dat hierdie goed nie deel van my lewe moet wees nie. En dan sal ek dit uitfilter en ek sal nee sê en ek sal my rug draai. En my broer en suster, dan moet jy begin om jou gedagtes te fokus op God en op die dinge van die Here. Ja, ons kan nie in isolasie lewe nie. Ons kan nie eenkant in afsondering gaan lewe nie, my broer en suster. Die Here vra dit ook nie. Inteendeel, Jesus sê, Vader, ek vra nie dat U hulle uit die wêreld sal wegneem nie. Ek vra dat U hulle sal beskerm binne in hierdie wêreld. En hoe beskerm die Here ons? My broer en suster, deur sy Gees, maar in besonder ook deur sy woord. En daarom as die beste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, liewe ouers, is nie om die TV uit die huis uit weg te vat nie, maar om vir hulle 'n bril te gee waarmee hulle na die TV kan kyk. Ja, ek en jy kan nie beheer wat op die TV gaan kom nie. Maar ek en jy kan die afstand beheer. Ons kan besluit om die kanaal te verander of nie. Ons kan besluit om die foon af te sit of nie. Maar dit alles word bepaal deur dit wat in jou gedagtes is. Dan kom Paulus verder en hy sê, as ons dit doen, sê hy, en wat julle by my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En die God wat vrede gee, sal by julle wees. Broer en suster, hierdie is my 'n wonderlike afsluiting om te sê, as ek my gedagtes vul met die mooi dinge, met hierdie dinge wat van God se woord en van my verhouding met die Here kom, broer en suster, sal ek en jy in vrede kan leef. Vrede omdat ek nie heeltyd hoef bang te wees dat ek God sal teleurstel nie, maar omdat ek weet my verhouding wat ek met hom het, is die filter wat uitsny daardie dinge wat nie deel van my en van jou lewe behoort te wees nie. Ek wil vanmôre afsluit. Worstel jy dalk met verkeerde gedagtes in jou lewe? Het jy dalk slaaplose nagte oor dinge wat jou wakker hou? Het jy dalk negatiewe denke? Broer en suster, as jy vanmôre sê, ja, hierdie dinge is maar in my agterkop, dan is my vraag vanmôre, maar waarmee vul jy jou gedagtes? Vul jy jou gedagtes met die dinge van die wêreld? Onthou, daardie dinge kry lêplek. En daar waar dit lêplek kry, my broer en suster, gaan dit sigbaar begin word. In jou gedagtes, jou woorde, ook in jou dade. Of vul jy jou gedagtes met jou geloof, met jou verhouding en met die woord van die Here? As jy vanmôre sê, ja, ek doen dit, my broer en suster, dan het jy die versekering dat die woord van die Here vir jou 'n bril word, waarmee jy na die lewe kan kyk. 'n Bril word waarmee jy kan filtreer, en kan weet daar's dinge in die lewe wat ek uitsny, wat nie deel van my lewe gaan wees nie. En so, my broer en suster, dan sal ek en jy dit regkry om soos kinders van die Here te lewe. Dit wat lêplek kry in jou gedagtes, gaan sigbaar word in jou lewe. Broer en suster, kom ons lees hierdie. Ek weet nie wie dit geskryf nie, maar dit sluit vir my mooi aan by my preek vanmôre. Your mind is a garden, your thoughts are the seeds. You can grow flowers, or you can grow weeds. Wat groei in jou gedagtes? Want dit wat in jou gedagtes inkom, my broer en suster, dis dit wat vrug sal dra in jou lewe. Amen.